Hemelse Vader, You are all I want. You are all I need. Here, en laat elkeen vandag weet, You are near, Father God. Here, ek vra dat ons vandag, terwyl ons eer bring aan die moeders en die vrouens in geheel, Here, dat U ons harte voor sal berei. Dat U ons harte sag sal maak, sodat die boodskap klop van binne, van vooraf op elke stoel in die gebou, Here. Here, sodat ons U hart in die boodskap hoor, en nie dit wat ons wil hoor nie. In Jesus naam. Amen. En daar was lig. Sê goeiemôre almal. Welkom in die huis van die Here. Die reën het dan nou so bietjie gestop. So moenie verbaas wees as hier nog so een of twee laatkommers kom nie. Glo daarmee. Maar in elk geval, 'n spesiale welkom aan al die moeders hier vanmôre. Mag die Here julle seën, nie net vandag nie, maar mag julle gespoil word, nie net vandag nie, maar môre, oormôre deur julle huisgesin. En ook die Here, mag die Here julle gebede hoor, dit wat julle op julle harte het vir julle gesin, dit wat julle op julle harte het vir julself, die tekortkominge wat julle voel, nie net vir julle nie, maar vir julle familie in geheel, mag die Here daar dit aanraak met sy hand in Jesus naam. Vandag se diens is is 'n kort titel, maar 'n lewenslange impak op aarde natuurlik, maar dit het ook 'n ewigheidsimpak op die hiernamaals, want dit wat jy op die aarde doen bepaal die ewigheid. Ja, dis 'n rol wat, as jy nog nie besef as kind wat 'n ma beteken nie, hoop ek jy het die saadjie word vandag geplant, en as jy by daai deure uitstap, dat jy hom sal gaan water gee. Maar voor ons te ernstig raak, wil ek enetjie met julle deel. Hulle sê, die ou, hy besluit die dag, hy gaan 'n bietjie vroeër van die werk af, hy gaan nou nie lunch vat nie, hy gaan so 2 ure voor die tyd, gaan hy huis toe, maar hy gaan nou nie die vroukie WhatsApp nie, gaan nou nie kinders laat weet nie, hy gaan sommer net one time huis toe. En soos die ou nou ry, nou begin hy ligkastele bou, en hy sien in sy geestesoog, hy het nie lunch gehad nie, en hy sien as hy nou by die huis kom, hoe trek hy stoom uit die koffie uit, en hoe daai warm bord kos vir hom daar wag. En soos die ou nou verder ry, nou raak hierdie ding later vir hom 'n verwagting. Hy sien dit nou nie meer nie, hy proe hom. En soos hy nou by die kombuis instap, kom hy agter, maar hier ruik ek nou nie 'n aardappeltjie nie. Hier was die kos gemaak nie. En hy voel so aan die ketel yskoud. En die ou is teleurgesteld, en hy stap so bietjie deur die huis, en hy kom by die studeerkamer, en hy sien daar sit vroukie, sy's besig met die oudste, hulle doen wiskunde. Die ou mompel ook nou maar net so daar, hallo, hy's nou vroeg, hy's ook nie happy nie, maar hy kom pause om, en toe hy nou later die krag by mekaar kry, toe dink hy, wag, ek gaan hierdie storie met vroukie opvat. En hy sê, my vrou, ek wil net met jou deel om te verhoed dit wat vandag hier gebeur het. Ek dink, going forward, so 2 ure voor ek normaalweg by die huis kom, dan begin jy al met die kos. Dan maak jy al die kos klaar. Jy weet, jy los hom so in die lou oond. En ek dink wat jy doen, is jy gooi so lank die koffie en die suiker in die beker, sodat as ek om die draai kom, dan sit jy die ketel aan, en dan as ek en jy sit so lank die kos in die microwave, so as ek by die deur instap, dan staan hulle reg vir my, net soos die ou dit gepicture het. En hy sien die vroukie is stil, sy luister nog na hom, so die ou dink, good shot, hy gaan deur met hierdie ene. Hy sê nou kyk, as ek nou die nuus kyk, en jy sien, maar die sport is nou klaar, en die weer oukie begin, dan hardloop jy so lank, dan gaan tap jy vir my 'n bad,
'n lekker warm bad, sodat as die nuus klaar is, dan klim ek net daarin. En dan kom was jy my rug, sê hy. Hy sê, nou as ek uit die bad uitklim, dan droog hy vir my af, maar my 2 pantoffels, hulle moet sommer so staan, dat ek net so my voete kan inskuif. En as jy my klaar afgedroog het, dan staan ek so, dan gooi hy my gown oor my. Hy sê, hy kyk sy vroukie so, hy sê, en raai, môreoggend wanneer ek wakker word, wie kam my hare en wie trek my klere aan? En mama staan so terug en sy kyk en sy sê, afbob. Ek is bly julle lag, want ek was gereed om te sê, nou so loop hy maar, soos Outola gesukkel het toe Leon hom gevang het. Maar in elk geval, maar is dit nie so in die wêreld nie? Jy weet, ons verwag, die vrouens moet almal superwoman wees. Jy weet, ons almal in elke huisgesin soek 'n Spreuke 31 vrou. Daai vrou wat klaar kenskrik vir daai vrou. Daai vrou kan alles doen. Spreuke 31 vrou soek ons in ons huisgesin, en as ons hom het, is die vraag, waardeer ons hom? My vraag is vandag aan die mans en aan die kinders, is waardeer ons opreg die engel wat God vir ons gestuur het? Die wat nie weet hoe Spreuke 31, die wonderlikheid van Spreuke 31 is nie. Ons gaan gou saam lees in die nuwe lewende vertaling, Spreuke 31 vanaf vers 10 tot 28. Daar staan geskryf, waar sal jy 'n knap vrou kry? 'n goeie vrou, ekskuus. 'n goeie vrou is meer as edelstene. Haar man het volkome vertroue in haar. Hy pluk die vrugte van haar werk. Haar hele lewe lank bring sy vir hom net voordeel, nie ellende nie. Sy kry wol en vlas in die hande en verwerk dit met genot. Sy is soos die handelskepe, van ver af bring sy haar kos in. Sy staan op as dit nag is, sy maak ontbyt vir haar huisgesin, die dag se werk deel sy aan haar slavinne uit. Sy bereken die waarde van 'n stuk grond en koop dit. Sy plant 'n wingerd daarop met die geld wat sy verdien. Sy werk baie hard. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy kyk of haar transaksies windgewend is, haar lamp brand die hele nag. Sy werk met die spinwiel, haar hande is bedrywig met die weefbalk. Haar hand is oop vir die armes, sy is vrygewig teenoor behoeftiges. Die wintersneeu hou geen vrees in vir haar huisgesin nie. Hulle het almal warm klere. Sy maak vir haarself dekens, sy dra goeie klere van linne en wol. Almal in die poort ken haar man. Hy dien op die raad van die leiers van die land. Sy verkoop die klere wat sy maak en voorsien handelaars van gordels. Sy het innerlike krag en waardigheid. Sy is nie bekommerd oor die toekoms nie. Sy praat met wysheid. Sy gee raad saam met liefde. Sy hou toesig oor alles wat in haar huis gebeur. Sy verdra nie luiheid nie. Sy verdra nie 'n luiheid nie. Haar kinders staan op en prys haar, en haar man spog met haar as volg. Volgende enetjie. Hy sê daar is baie knap vroue, maar jy is die beste van almal. Ek sê altyd vir Janine, ek het hom geweet hoe om te trou. Skoonheid is soms misleidend. 'n Mooi voorkoms hou nie vir altyd nie. 'n Vrou wat ontzag het vir die Here verdien om geprys te word. Dis 'n mondvol. Dis 'n mondvol, en ek haal regtig my hoed af vir vroue wat daarna streef om hierdie Spreuke 31 vrou te wees, want dit vir my lyk dit na 'n onbegonne taak. Deesdae lyk hy anders. Hy het nog added extras. Jy moet
'n wiskundige wees, 'n aardrykskundige. Jy moet 'n mediese dokter wees. Jy moet 'n sielkundige wees as daai kinders wat ook al se hulp hulle nodig het. Jy moet jou dagse lone gaan verdien. Jy moet nog die potte aan die kook hou. Ek kan nie dink aan al die dinge wat verwag word van 'n ma in vandag se tyd nie. Partykeer slaan ons nie ag aan dit nie. Jy weet, kind loop, hy drop sy papiertjie, hy dink, ag, ek los hom, mamma gaan kom. Sy gaan kom met die besem, sy gaan skoonmaak. Waardeer jy dit? Dis baie keer 'n thankless job. Jy weet, dis soos die maat hierdie level so hoog gesit. Hierdie Spreuke 31 level so hoog gesit. En dit het die norm geword. Laat society, die kinders, die paas, hulle verwag, dit is 'n verwagting. Enige iets korter as dit sy dan nou 'n afdag. Vir my terwyl ek hier deurgegaan het, vir my was wat vir my so diep geslaan het, is vers 15. Nou daar is 31 en dit is vir my net so asemrowend dat hierdie in die middel lê, min of meer in die middel, wiskundiges, in die middel lê, so dis so kern tot wat die woord hier vir ons wil uitbeeld is. In vers 15 staan daar geskryf, die dag se werk deel sy aan haar slavinne uit. Het ons slawe vandag? Nee. Verwag ons nog steeds dieselfde output? Ja. Dan waag 'n kind dit nog om vir sy ma te sê, as sy ma sê, gaan maak jou kamer skoon, hy sal later, maar oor 2 dae lyk dit dieselfde. Ons moet bietjie dink wat ons doen. Hoe gee ek waardering vir hierdie Spreuke 31 ma, en vrou in my huis? Ja, jy kan liefde gee, maar dis ook, tel my jou papiertjie op. Janine sit nou daar en dink, maar bring jou kant. Dit vat 'n huisgesin om 'n goeie kind op te bring. Vat 'n huisgesin om 'n goeie pa in die buitelewe tentoon te stel. Dit vat 'n huisgesin om 'n Spreuke 31 ma te sê, here's my mom. Wat doen jy om te help jou ma? Ek wil vir hierdie vrouens sê, dit mag dalk voel partykeer jou familie sien nie wat jy doen nie, jou huisgesin sien nie wat jy doen nie. Maar die Here sien. Die Here sien. En ek wil 'n beroep doen op die mans en kinders, is come on. Kom ons help. Kom ons besef wat om ons aangaan. Kom ons help hierdie engel wat die Here vir ons gegee het. Kom ons ondersteun die eystervrouens. Kom ons sê dankie terwyl ons nog kan. Jy weet, so baie mense kom by 'n oop graf. Nou wil hulle ewe skielik sê, hey, ek moes daai dag gegaan het en vir my ma of pa gesê het, I love you. Ek moes daai dag gegaan het en gesê het, Jessie, maar die dag toe jy dit vir my gedoen het, het my hele lewe verander. Jessie, ek moes dit gedoen het, ek moes dat gedoen het. Ek wil 'n beroep doen op julle wat hier is en wat later kyk op YouTube of wat ook al. There's no better time than now. Jy weet nie wanneer die draadjie geknip word nie. As kind, jy die mindere. Dis jou plig. Gaan. As ma, en jy sien my kind wil hê, hou aanbid. Maar ons kom nou by dit. Die lewe is so onvoorspelbaar. Jy weet nie wanneer jou nommer geroep word nie. Nou die aand, ek is seker ons almal het gehoor van hierdie ongeluk wat in Brackenfell so 2 weke terug gebeur het. Ek het lê in die bed. Ek scroll maar so 'n bietjie deur Facebook soos ek doen. En ek sien toe nou hierdie ongeluk so 10 uur se kant. And I kid you not,
vir die volgende 5 ure is dit al wat deur my gaan. Vir die volgende 5 ure lees ek boodskappe, nie uit nuuskierigheid uit nie, my hart bloei. Ek het niemand daar buite nie, maar ek kan net imagine, hierdie boodskap kom uit, daar's 'n noodlottige ongeluk net hier, ma's vra op die boodskappe, watter kleur kar is daar, wat het daar, hulle wil uitvind, hulle probeer, hulle bel, paniekbevange, bel hulle kinders, die fone lui net, die kinders is in die klap, die musiekpomp, hy kan nie die foon hoor nie, die ma dink, dit moet my kind wees, want hy antwoord nie sy foon nie, daar's 70 WhatsApp boodskappe, die kind kyk sy foon, hy dink my ma is lastig, hy sit hom in sy gatsak, hy kyk nie verder nie, daai ma stres. Ek weet, want ek was daai kind. Daar was kere wat ek dronk in die paaie gery het, ek ry een aand terwyl dit, man, het reën, my kar slaan 'n mooi 360, en hy kom staan net so voor, en ek dink by myself, dit was amper verby. Ek was in die hospitaal, oor bekleierye, ek was daai kind wat as my ma sê, stuur net 'n boodskap, wanneer jy veilig is by die huis, dan het ek by die huis gekom, ek is dronk, ek het uitgepaas, ek het eers die volgende oggend, 10 uur, oh, sorry, dan sy wakker gebly en gebid, heel aand tot daai volgende oggend 10 uur toe, want haar kind wat hoeka lê, kon dalk dood gewees het. Maar ons dinkie. Ek weet, hier is ma's, wat weet wat dit is om kinders te verloor. Ek het in my familie, my ouma het self 3 kinders in motorongelukke in 2 jaar verloor. My pa was onder hulle. Maar dink jy ek het geleer? Dink jy ek het van daai gevat en dit in my lewe toegepas? Ons kinders moet begin dink. Ek kan dit sê, want ek het ook nie gedink nie. Wanneer, en ek praat nou hier seker met 'n jonger crowd, maar wanneer jou mense vir jou sê, luister, laat weet my net waar jy is. En dit gaan eintlik maar vir almal. Laat weet my net waar jy is, dis nie omdat hulle bus is nie omdat hulle wil check op jou nie. Dis omdat hulle wil weet as jy veilig. Nou 'n ma se hart is so. 'n Ma se hart is 'n protector, dis 'n beskermer, en dit bring my by Rispa. Die storie, ek weet nie of julle, meeste van julle het seker die titel gesien, met sy staan daar, baie gevaarlik, met so 'n wapen of 'n ding. En die aasvoëls kom en haar 2 dooie seuns lê so voor haar. Ewen in die dood het Rispa haar kinders verdedig. Ons gaan nou saam lees, ek gaan net vir julle eers gou 'n backstory gee. So Rispa se storie werk so. Dit was in die tyd toe koning Dawid regeer het. En toe so vir 3 jaar, toe daar hongersnood in die land. En Dawid vra toe vir die Here nou, wat gaan nou hier aan? What happened? En die Here sê vir hom, kyk, hierdie is as gevolg van koning Saul, wat die Gibeoniete doodgemaak het. So wat gebeur het is, die Israeliete het destyds 'n verbond gesluit met die Gibeoniete, dat hulle nie sal doodmaak nie. Hulle het 'n verbond versluit in die naam van die Here, dat hulle nie sal doodmaak nie, en koning Saul het toe van hulle doodgemaak. So die gevolg is toe nou hierdie hongersnood. En so gaan Dawid na die Gibeoniete toe, en hy vra, hoorie, hoe kan ons nou hierdie ding uitsorteer? Want hierdie mense is nou honger, ons moet nou plan maak. En die Gibeoniete sê vir hom, okay, Saul wou vir ons uitroei. So wat ek vir ons voorstel, is 7 van Saul se nasate. Lewer hulle uit aan ons, en ons maak hulle dood op public display. Dawid sê, dit nou die saak gaan beredder, dan is die saak reg. En nou tel ons die storie saam op in 2 Samuel 21 vers 10 tot 14. En ons lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Net nog 'n add-on, hoekom hierdie storie vir my so treffend is Rispa is nou nie een van daai wat nie almal ken vir Rispa nie. Nie almal ken Rispa se storie nie. So. Nie almal ken Rispa se storie nie. Sy so
'n sagte held, 'n held wat nie almal ken nie. In hoeveel maas is nie daai helde nie? Hoeveel maas is nie die held in die donker nie, wat nie in die voorte staan en look at me nie, maar in elk geval, ons lees saam. Maar Rispa, dogter van Aya, het rouklere, Rispa net so ter agtergrond, ek dink ons sal dit nou ook lees. Rispa was nou nie Saul se vrou nie, sy was 'n byvrou by wie hy kinders gehad het. So ons lees. Maar Rispa, dogter van Aya, het rouklere gevat en op 'n rots oopgegooi. Sy het gedurende die hele garsoestyd daar gebly totdat die eerste reën geval het. Sy het nie toegelaat, so hierdie vrou, haar 2 seuns is deel van hierdie 7 wat doodgemaak is. So die seuns se liggame lê nou daar, net sommer op die outskirts. Hierdie vrou gaan toe en sy vat klere van rouklere, sy gooi dit op en sy guard nou hierdie bodies van hierdie seuns. Sy het nie toegelaat dat roofvoëls bedag of roofdiere snags aan haar seuns se lyke vreet nie. Toe Dawid hoor wat Aya se dogter Rispa, byvrou van Saul doen, het hy die bene van Saul en seun Jonathan by die inwoners van Jabes en Gilead laat haal. Saul en Jonathan het destyds in die geveg op Gilboa teen die Filistyne omgekom. Die Filistyne het die liggame op die stadsplein van die Filistynse stad Bethsan opgehang, maar die inwoners van Jabes en Gilead het hulle liggame daar gaan steel. Dawid het hierdie bene van Saul en Jonathan laat haal. Hy het dit saam met die bene van die manne, daai 7 manne, 2 van hulle wat Rispa se seuns is, wat die Gibeoniete tereggestel het, op die dorp in Sela in Bethlehem in die grafkelder van Saul se pa Kis laat begrawe. Hulle het alles gedoen wat die koning beveel het. Daarna het God die gebede vir die land verhoor. Ek wil hê julle moet hierdie prentjie sien. Hierdie vrou se 2 kinders lê daar, hulle stink, hulle is besig om, hulle is dood, hulle vrot, niemand wil naby hulle kom nie. Hierdie vrou gaan staan, deur die dag jaag sy aasvoëls weg, deur die nag hou sy roofdiere weg van hierdie kinders van haar wat dood is. En net deur haar aksies word 'n hele land se gebede verhoor oor sy net haar dooie kinders verdedig het. So daar's 2 aspekte wat ek hier wil aanraak. Die een is fisies en die een is geestelik. In die fisies wil ek sê vir daai moeders wat hulle kinders verloor het. Dis jou reg om te praat oor jou kind. Dis jou reg om jou kind se legacy voort te laat leef. Al voel jy, die mense het nou al my storie tot vervelings toe gehoor, kan daar dalk net iemand wees wat eavesdrop en weer die storie hoor en jy verander hulle wêreld. Hierdie vrou het gaan staan by haar dooie kinders se lyke het sy bewaak. Sy het 'n hele land se toekoms verander. 'n hele land se toekoms bevorder. 'n hele land se gebede. Kyk hoe min is ons, hoe baie gebede het ons. 'n hele land se gebede het God verhoor as gevolg van hierdie vrou se aksies oor haar dooie seuns. It's your right to feel that your child didn't die in vain. Jou kind se storie, jou storie kan ander red. Dis jou reg. Dis jou storie. Vertel hom. In die fisies is dit in geestelik. Het hierdie ma gegaan en sy het haar kinders gaan verdedig terwyl die aasvoël sirkel, terwyl die leeu's sy karkas wil opvreet.
Terwyl sy liggaam stink, het hulle ma by hulle gestaan. Niemand wou naby kom nie. Daai kind is sleg, hy's vrot. Daai kind is 'n drug addict, hy sal nooit regkom nie. Daai kind is 'n moordenaar. Hy sou reguit op pad hel toe. Jy kan maar vergeet van daai kind. Hy ma het by daai kinders gestaan. Sy het 'n land verander. Hy kind is 'n drankaard. Kyk hoe loop en vloek hy. My ma het op haar knieë gebly. Hier staan ek vandag. Don't give up. Al lyk die situasie hoe vrot. Bly op jou knieë. Bly bid vir daai kind. Bly bid. Hou al kom die vultures in hulle sirkel, steek hulle weg, bid hulle weg in die naam van Jesus. Die Here het vir jou daai krag gegee. Die Here het vir jou die autoriteit gegee om beheer te vat oor die bose magte in die naam van Jesus. Praise the Lord. Want as jy die afspoels bedag weghou in die leeu's en die goed snags, kan herlewing in jou kind. Jy weet hulle sê altyd elke ma dink sy donkie is 'n resiesperd. Elke ma weet sy donkie is 'n resiesperd. Dit hang af van daai kind of hy wil steeks wees soos 'n donkie of hy wil get up and go. Maar die gebede is wat ons daar bring in Jesus naam. Ma ken 'n kind beter as wat 'n kind hom self ken. En dit bring my by my laaste voorbeeld van Moeder Maria. En hier gaan ons saam lees uit Johannes 2 vers 1 tot 7. Daar staan geskryf: Op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in die Galilea gebied. Jesus se ma het dit bygewoon. En hy en sy disippels was ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se ma vir hom: Hulle het nie meer wyn nie. Jesus se reaksie was: Wat het dit met my en jou te doen, vrou? My tyd het nog nie gekom nie. Sy ma sê toe vir die kelners: Wat hy ook al vir julle sê, moet julle gaan doen. Daar het 6 klipkanne gestaan met water wat die Jode vir hulle rituele reiniging gebruik het. Elkeen het ongeveer 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners: Maak die kanne vol water. En hulle het dit tot heel bo toe vol gemaak en die res is history. As you know, vir die wat jy weet, daai water het in wyn verander. Hier's baie dinge wat hier gebeur in hierdie stukkie. Jesus Christus, die template wat ek en jy moet nastreef. Hy sê: Nee ma, not gonna do this. My tyd het nog nie gekom nie. Maria argue nie met hom nie. Sy sê wat ook al hy sê, dit doen julle. Want hy weet, mamma het gepraat. So selfs al glo jy nie in jou nie. Jou ma weet wat binne in jou is. Your mother knows what God has planted within you. Jesus Christus het ook nie geweet sy tyd het gekom nie. Maria het geweet. Your time has come. Ek wil eintlik afsluit net deur te sê, maas, vrouens, is die engele van die mensdom, as julle my nou baie mooi verstaan. Sê nie, hulle is engele uit die jubel uit die, engele van die mensdom. Hulle is daar om jou te beskerm.
Hulle weet waartoe jy op pad is. Hulle weet wat hulle rol is om te doen, om te kry vir jou waar jy moet wees. Moenie 'n steeksdonkie wees nie. Wees 'n resiesperd. Luister. Slaan ag aan jou ma. Spoil hulle terwyl hulle nog hier is. Hê hulle lief. Because we're not here forever. En jy wil hê die dag wanneer een van julle koppe neersit, dat daar spyt is nie. Met dit gesê, wil ek hê, net al die vrouens moet na vore kom as jy wil, as jy kan. Net so 'n gesamentlike gebedjie doen vir julle. Asseblief. Alle vrouens, dit sluit nie maas ook in nie. Alle vrouens met 'n moederhart. En as ons mans net ons hande so kan uitsteek na hulle toe. Is daar een van die mans wat gelei gevoel word om te bid? Nie almal gelykie, maar nou ja. Ons sluit net die oë. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie engele wat hier voor my staan vandag, my God. Here, baie dankie vir die spesiale harte wat U in elkeen van hulle geplaas het, Here. Here, baie dankie vir die omgee, my God. Here, baie dankie vir die liefde, Here. Baie dankie vir absoluut alles, Here. Here, baie dankie vir die wete wat 'n kind wat nog nie vreeslik verstand het nie, maar as hy seer kry, dan roep hy mamma. Dis in ons DNA, my God. Baie dankie vir hierdie vrouens wat vandag voor my staan, Here. Baie dankie vir die wat ook aanlyn luister, Here. Here, ek vra U vir hierdie wat hier is, Here, seën hulle bonatuurlik, my God. Here, seën hulle met 'n huisgesin wat hulle oorweldig met die liefde, Here, met 'n huisgesin wat appreciate wat hulle bring tot die tafel, Here. Here, en as hier 1 of 2 of hoeveel ook al staan en dink, maar ek moet bietjie meer streef om na soos daai Spreuke 31 vrou te word, of ek kan 'n bietjie beter doen in die naam van Jesus, Here, gee vir hulle die krag, my God, Here. Gee vir hulle die wysheid, die insig, die kennis, Here. Die understanding, Father God. Here, my gebede hier vandag is dat elke vrou wat hier voor staan, Here, elke vrou wat aan ons gebind is van hierdie kerk wat nie hier is vandag nie, Here, laat hulle bonatuurlike joy, Here, bonatuurlike liefde ervaar, my God, Here, laat hulle huisgesinne wakker geskit word, Here, laat hulle huisgesinne se oë oop kan gaan en dat hulle hierdie vroue as dit ware ondersteun, my God. Thank you, Father God, for each of them. Wees met hulle, stort U bloed oor hulle uit, Here. Protect hulle, Here. Maar hou hulle sterk, my God. Hierdie vrouens raak ook moeg, Here, maar hulle sal altyd sê, dis okay, want hulle glo dit is die werk wat hulle het, Here. Here, gee vir hulle ook die krag om te sê, hey, ek is bietjie moeg. Nou bring julle kant, Here. Ek het nie slawe om uit te stuur om die dag se werk te doen nie. Ek moet al daai goed myself doen. Help my bietjie. Help me, help you in the name of Jesus. Baie dankie.